foon het Pieter geleen, sy broer, vir een van die oudjies van hulle wil airtime gekoop het vir een van hulle vriende wat in die tronk is. En hy het dit maar gegee. En toe hy by die klonk kom, toe sê hy het nie meer sy foon. Hy het dit vir hom gegee en toe begin die stryery. Maar Pieter sê mos hy het nie dronk of gerook of so nie. Hy weet sy foon is. Hy het die foon, hy kon hulle dit gegee vir hom. En toe kom die moeilikheid van die kant af sy susters kom maak die moeilikheid. Want die susters het gesê Regan en Pieter het hulle ontslape ma uitgevloek. Okay. Nou die suster is hulle tik, die een tik, sy tik. En nou, ek dink sy het offended gevoel, omdat sy kan nie toe die foon verkoop gekry het vir die tik. Want toe Pieter nou so kwaad af, toe wil hy TV van hy klonk so man mekaar, toe sê die klonk vir hom, en sy het gesê, sy het die polisie gebel, want sy het die foon vir haar broer gekoop. Toe sê die klonk, okay, die foon is by Julius. In dieselfde geval kwam Regan al om die trein, en Regan kry dieselfde uitval, en toe sê sy ook, Regan het ook aan ma uitgevloek. Sy het mos nou sleg gevoel, want sy wil tik. En sy kry nie die R50 wat sy die geld verkoop het, die tik verkoop die foon nie, toe gee hulle die foon mos nou vir haar weer terug, want sy het gesê, sy het die polisie gebel. En toe is hulle 'n hele klomp op Regan. En hulle het beklei, maar Regan het, daai Julius het vir Regan geslaan, oor sy kop, met iets, ek weet nie, en ek dink, hulle het in mekaar gesê, toe hardloop hy. En toe hardloop hy, en hy hardloop in sy dood en pas, man. En hulle maar, skiet my kind dood, ons het nog hier gewees. Hulle het gaan kyk. Ek kon nie gegaan het nie, want toe sê ek vir my niggie se seun, sit vir my in die rolstoel in. Had ek gaan kyk waar my kind is. Maar toe ons om die draai kom, die polisie het gesê vir hulle, hy is bewusteloos. Dit is hoe die mense, hy was 'n beminde kind, hy was 'n geliefde kind. Genaamd is in groot mense, want hier was meer groot mense gister by my as jeg. Want hy het al die groot mense gister. So, en hy het 2 kindertjies, hy het 2 kindertjies. En toe hy nou met ry gaan, die klonk wat saam gewees het, sê hy met ry gaan. Hulle het nog 'n grappie gemaak, en toe sit net dat hulle die skote hoor. En die kind wat saam met hom gewees het, hy het in die mense se jaard gespring, en was te laat vir Regan gewees. Maar toe ons kom, hulle het my stoot aan, toe sien ek klaar, my kind is dood. Hulle het my nog gesê, het is nou maar nou net vir die mense gesê, hy is bewusteloos. Maar ek het gesien, hy is weg. Want sy skoene was uit, en hy het op daai oomblik, mense sal het miskien nie, almal sal het nie verstaan nie. Toe wys hy vir my, mami, ek is dood. Want sy gees het gestaan by sy liggaam. Verdwaas, ek kan het sien, as baie wat nou sal sê, ag, die vrou oordryf ek net. Maar ek het hy gaan verkrim te sien, daar sit my kind, hy het my gewys, hier sit ek by my liggaam. Dus so hou ek het in. Ek het ingehou vir al die niggies, al die beminde mense wat hom so lief gehad het. Toe die forensiese kom en die ambulance mense kom vir hom monitor. Toe my priester na my toe kom, toe sê ek vir hom, hy is weg, nee, toe sê Prisia, jy moet sterk wees. Maar ek het my daar sterk gehou vir al die mense en die kinders, maar ek het geweet, my kind is weg. Onskuldiglik is hy weg.